Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart opmaak, hier sal jy boer. Welkom by nog 'n episode van Nisboere. Vandag kyk ons tussen Lavento, Bessies, Neute en Slim boerdery. Kom ons gaan loer in. In hierdie episode van Nisboere, ons kuier by twee familieboerderye waar Lavento en diversiteit die hoofrol speel. En in die ateljee gesels landbouekonoom Dr. Johnny van der Merwe oor markte, tendense en hoe boere slimmer besluite kan neem. Hier's Corneille. Ek is hard besig om deur al julle inskrywings te werk en julle nusidees maak my bitter baie opgewonde. Hou hierdie spasie dop want die wenner word binnekort aangekondig. Kom ons trek weg met ons eerste nisboer. Van geurende lavendel tot varsplaasprodukte, green grow farming wys hoe diversiteit en natuurskoon hand in hand kan boer. Ons het gaan inloer. Ons het eers met lavender begin, omdat daar 'n groot aanvulling daar is en my pa en my ma selfs ook het 'n rol gespeel en hulle my geleer van plante af van kleins af. Maar omdat ek gesien het dat die belangstelling in lavender is dis op die een maand en die af die ander maand, het ons begin finansiëel besluit, luister, ons moet meer gaan vir diversiteit van verskillende ander soorte plante, sodat jy 'n aanvulling kan gee vir ander mense en wat ook 'n inkomste kan inbring. Ons het opgekom met die naam Green Grow Farming en ons het 'n fout gemaak. Ons wil eers begin het as Green Grow Farming. Toe maak ons 'n spelfout en ongelukkig met daai spelfout was dit 'n naam wat nog nie gevat is nie. So in plaas van Grove sê ons Grove. En dit is so gepas hier so want ons bly in 'n valleitjie tussen die berge en ek weet daar's 'n rivier hier onder die berg ook hierso. So dis baie geskik daarvoor. Ons doen baie verskillende kombinasies van verskillende soorte plante. Ons doen uitheemse plante soos jou lavender ding en dan het ons ook inheemse plante wat soos jou fynbos is. Hoe meer variëteite het, hoe meer produkte kan jy verskaf vir verskillende soorte kliënte. Want ongelukkig in die plantbedryf, dit gaan oor wat is die flavor of the week. So die een week sal mense hou van lavender en die ander week sal die mense meer hou van ek soek 'n tipe protea plant of 'n blom wat wil hê in my huis. En dan het ons ook wat is nog baie populêr raak in Suid-Afrika is jou bessies, verskillende soorte blou bessies wat ons doen. Ons verskaf ook suurlemoene op 'n klein skaal. En ons doen snyblomme vir mense wat wil gebruik vir hulle trouens. Ons doen nie net lavender nie en ook nie net fynbos soos jou proteas ensovoorts. Ons doen ook ander ongebekende snyblomme soos die serum of ander woorde autumn joys wat hulle noem. Ons doen Eurogreens wat 'n baie populêre snyblom is, maar ook net as 'n snyblom, maar ook word ook gesien as 'n ryker. Want groenrykers raak deesdae meer populêr vir blomragskikkings ensovoorts. En jou Eurogreen is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Ons ontvang publiek vrylik hierso en vra as hulle fotosessies wil doen, want omdat ons so baie verskeidenheid van plante soos fynbos en lavender doen in ons velde waar ons gebruik as cuttings vir ons tunnels. Met al die verskeidenheid en kleure kan die fotograaf baie kreatief wees in hoe hulle shoots wil doen. En omdat ons ook velde is en ons bly in 'n bewaarde area waar 'n wild rondloop, bly mense ook hierso in die gastehuis wat ons hier het. Wat is soos op 'n naweek uit vir hier, sodat hulle vrylik hier rondloop en kyk na die wild en ook in die plante groei en kyk hoe ons doen in die tunnels. En dis 'n baie goeie ervaring vir die kliënte sodra hulle instap en weer uitstap. Ons het 3 myn teikenmarkte vir wie ons verskaf. Eerstens verskaf en kwekerye, middels plante. Bietjie van ons blomme cuttings ook, maar meeste net plante. En die tweede mark vir wie ons verskaf is ook aan die publiek self. Met die planterye, maar ook van vertrou venues, want dit is meestal
dis meestal die couples wat ons na ons uitreik om te sien hulle soek blomme vir hulle troue venues ensovoorts en ons help vocals vir hulle. En dan die derde teikenmark vir wie ons verskaf is aan die blommark self in Johannesburg, Motiflora, wat 'n auction is as 'n blommark waar boere bring alle soorte variëteite van blomme cuttings en lowe na die mark toe om te verkoop uit die hand uit daarso aan die bloemiste self. Ek vat dit maar dag by dag. Maar hoe ek sien hoe die pad vorentoe loop met green growth farming is ek wil obviously verder uitbrei. Sover het ons net soos 2 hektaar waar ons goed geplant het, maar ek sal graag dit wil dit verleng na 5 hektaar toe. Ek gaan miskien nie altyd noodwendig dieselfde plante groei nie. Jy sal miskien 'n ander tipe variëteit inbring om 'n niche in te vul vir 'n kliënt. Nie alles is 'n flavor of the week nie. So 'n mens moet ook begin dwel net meer en meer verskeidenheid. En daar mag miskien meer variëteite wees wat gaan voorkom in die toekoms. Ek sal altyd sê as jy as 'n jong entrepreneur wil met boerdery begin, en ek praat net van die normale boerdery soos mielieboerdery, maar meer in die plantbedryf. Sal ek vir jou sê, doen 'n grondanalise waar jy vat 'n grondanalise na 'n laboratorium toe, waar hulle die grond kan ontleed vir jou en sê, luister, wat se tipe grondsamestelling is in die grond, hoeveel fosfaat is dan in die grond ensovoorts, om te sien wat se tipe boerdery jy begin. En ook as jy 'n klein grond het, begin met 1 tonnel, sommer klein, kry vir jou plakmix waar jy jou eie cuttings kan maak, en wat jy kan plant in 'n seedrys kan plant, sodat jy plante kan verskaf aan die publiek en aan in kwekerye ook. Net hierna, Lavender SA se liefde vir Lavendel. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Dis tyd vir ons kruikuier saam met Antoinette en hierdie keer is die wille als in die kollig. Kom ons kyk. Een van my geliefkoeste kruie is wille als. Hy het vir my so 'n besondere groen, so grysgroen kleur. En min nou nie eens praat van sy reuk nie. Jy ruik hom van ver af. Bitter gesond is hy. En hy is mos so saam met wynruit en nieshout. Onder andere gebruik ons hom vir ons longe, vir asma, bronchitis, emfyseem. Kook jy 'n stroop saam met wille als en nieshout. Maar hy het 'n ander dierbare werk as jy hom nou saam met kankerbossie gebruik. Mense wat sukkel met gordelroos, dis mos 'n virus en daai virus gaan nie uit jou liggaam uit nie. As jy gespanne raak, dan staan hy virus op en as jy kalm is, dan is hy dormant. Nou as jy hierdie wille als saam met jou kankerbossie gebruik. Van hom sal ek nou gebruik so 'n takkie saam met so 'n takkie kankerbossie op 'n liter kookwater. Dan gaan ek hom afkoel tot koud. En as hy klaar afgekoel het, gaan ek hom in die yskas sit. En as ek my aftreksel klaar uitgedrink het, soos gewoonlik, loop gooi ek hierdie kruie wat ek klaar mee gewerk het, weg in die tuin. Want kruie is nie vuil goed nie. Hy hoort terug in moeder natuur, daar waar hy vandaan kom. Dis nou vir jou veelsidige toepa. Dankie vir nog 'n resep, Antoinette. Van een besondere kry na 'n ander. Ons volgende nisboer spesialiseer in een van die heel gewildstes, lavendel. Lavender is as 'n toonaangewende lavendelprodusent in die ooste van Pretoria. Ons het gaan inloer. Ons het eintlik net gesoek vir 'n stukkie plot en toe het hierdie ene per toeval ideale ligging vir ons, sowel as toe was daar 'n lavender farm op die plot
En toe was dit net 'n besluit, gaan ons of gaan ons nie inspring nie. En so 'n paar maande terug het ons die besluit gemaak en die plek gekoop. En ons is baie dankbaar en ons baie geseën dat ons staf het wat saam met die besigheid gekom het en hulle weet wat hulle doen en mens kan op hulle steun. Maar mens moet kyk en wat ons nou op die oomblik doen is ons kyk na optimization. Hoe kan ons beter produksie kry uit wat hulle currently gedoen het, sowel as wat kan jy meer doen met die plante as dit net verkoop in 'n kwekery. So my deel is meer om te kyk hoe kan ek die hele plant optimize? Wat kan ek in elke stadium van die jaar, want almal weet dat farming is baie cyclical en so jy moet probeer, ek moet probeer om dit uit te balanseer met verskillende produkte. Dalk beteken dit dis 'n ander produk wat nog niemand aan gedink het nie. So baie eksperimentasie, baie probeer en toetsie mark en so aan. Ek was regtig surprised. Ek dink daar's net een tipe lavender en ek het toe begin oplees en agtergekom daar's eintlik baie min inligting oor lavender of verskillende variëteite. So my fokus is nou regtig om daai kennis op te bou in watter lavender is spesifiek vir watter situasie, want nie almal het dieselfde application nie. So almal dink altyd lavender is calming, maar van die ander lavenders het baie camphor in hulle in. So ek sal nie, soos baie mense sê, jy kan enige lavender sip as 'n tee, maar ek sal nie 'n koppie Vicks wil drink nie. Ek weet nie of julle sal nie, maar ja, so dit is eintlik maar net, ek wil net my kennis so ver as moontlik uitstrek en weet wat ek vir mense aanbied en hoe kan hulle dit beter gebruik vir hulle eie doelwitte. My droom sal wees is as Lavender SA so bekend is soos wat wanneer jy by 'n kwekery instap en jy vra vir Ludwig Rose. Want daar's 'n trust in daai produk. Nou as 'n niche farm, dis tog waarin jy strive, nê? Jy kan nie met die groot ouens kompeteer nie. Jy het nie daai capacity nie, jy het nie daai production magnitude nie, jy het nie daai volumes en al daai extra experiences en jare en generasies se experiences nie. So ek dink wat belangrik is vir 'n klein opstel soos hierdie is eintlik om net te probeer uitstaan in jou eie manier. Ek probeer nog baie goed om uit te figure waar ons is. Wat ek wel agtergekom het is ek het baie research gedoen oor wat ander lavender farms suksesvol maak, meestal dan in Europa of in Amerika. En hulle gebruik die hele plant, hulle doen verskillende reekse, hulle gaan in olies in, hulle gaan in gedroogde produkte in, en jy moet dit 'n variety van produkte probeer establish. So op die oomblik is ek besig om net allerhande goed te probeer create, wat dan eendag miskien 'n produklyn kan wees, sodat mense nou nie net na ons toe kom vir 'n plantjie in haar tuin nie, maar 'n room freshener of 'n seepie of iets om mee te kook, laat die chef in die 5-star hotel daar kom om lavender te probeer in sy kos en dan dit te geniet. So ons het 15 variëteite hier op die veld. Die French lavender blom die hele jaar deur en hom sny ons om wanneer ons nodig het. Ons gebruik hom vir konfetti, ons gebruik hom vir vars snyblom, hy's 'n amazing snyblom. Dan in September, Oktober en November begin die ander variëteite eintlik blom. So hulle blom maar van jou spring na jou somer toe en so aan. En dan daai word dan basically gebruik wanneer ons hulle nodig het. So dit hang af van wat die produk is wat die kliënt wil hê. Sommige mense vra vir 'n gedroogde produk en ander mense vra vir 'n vars produk. So ons kan nie alles in een dag oes nie. Ons harvest ook met die hand, so dit is nie asof jy 'n trekker hardloop wat sommer net eendag alles gaan uithaal nie. So ja, so ons doen dit soos wat stelselmatig soos wat die need is vir die produk. Vir enige iemand wat wil begin met 'n niche boerdery of so iets, sal ek regtig aanbeveel, fokus op dit wat 'n passie eerstens vir jou is, want
dit gaan nie maklik wees nie. Veral as jy van scratch af begin, jy gaan baie moet leer, jy gaan baie learning curves moet hê, daar gaan baie stumbling blocks wees. En as jy nie 'n passie het vir dit wat jy produce of dit wat jy mee werk nie, ek dink dit gaan dit jou lewe moeiliker maak. En ek glo nie jy hoef alles te weet van die produk in die begin nie. Jy kan amazingly met AI deesdae kan jy alles research en alles is op die internet beskikbaar. Net hierna, Corneille gesels met Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Dr. Johnny van der Merwe is 'n landbouekonoom en stigter van AMT wat boere help om slimmer markbesluite te neem. Ja, welkom ons vandag Johnny. Jy het ver gery om hier te wees. Dankie. Dankie Corneille, altyd 'n voorreg om saam te kan gesels. Dit is sommer dadelik met die deur in die huis val. Vertel ons 'n bietjie wat doen AMT en hoekom is dit belangrik vir die boere? Ja Corneille, as jy gaan dink, ons sit met 'n rekord mielieoes, lae pryse, insetkoste is wat besig is om op te gaan. So as jy net na daai aspekte gaan kyk en dink 'n mens van 'n boer se oogpunt af, dit gaan nie 'n goeie seisoen wees nie, maar dan moet 'n mens geopolitiese faktore, die oorloë wat ons nou het, hierdie El Niño verskynsel wat almal nou natuurlik op hol het. As 'n mens al hierdie aspekte, plaaslike politiek, ons wisselkoers, rentekoers, as ons al daai goed bymekaar gaan sit, dan begin ons 'n bietjie ander prentjies sien. Goed wat in Amerika, Brasil gebeur, alles. Dan begin mense 'n bietjie ander prentjies sien en 'n ander verwagting vir die volgende seisoen gaan sien. So dis wat AMT doen. Ons probeer 'n bietjie deur die geraas sny van al hierdie inligting hier, magdomvol inligting. En ons probeer insig vir die boer gee om te sê, hierso is wat ons sien, hierso is hoe jy dit jou besluitneming kan affekteer en op die einde jou winsgewendheid vir die komende seisoen affekteer. So dis eintlik maar wat ons op fokus en in die verskillende bedrywe fokus ons dan ook om vir die boere markdata en inligting te gee. Kan hulle dan daai data gebruik om 'n diversifikasie besluite te neem as jy besluit nee, volgende seisoen gaan hierdie werk of ek wil either iets anders of ek wil net diversifiseer. Nee, verseker, en ek dink jy moet begin by jou natuurlike hulpbronne en natuurlike weeromstandighede, al daai tipe goed. Hoe lyk jou situasie? En dan het ons dan ook seisonale tendense, vooruitskattings, die gevoel wat 'n mens in die mark kry as jy nou al redelike ruk daar is, om te sê dit is waartoe hierdie mark kan beweeg en dan kan jy terugwerk van daar af om te gaan sê hoe hierso my insetkostes vir dit lyk en wanneer hierdie produk in seisoen is, wanneer hy nie in seisoen is nie, en dan kan jy 'n bietjie fyner besluite gaan neem met verskillende goed om te diversifiseer. Hier's 'n nuwe produk wat inkom. Hoe lyk sy insetkostes? Hoe lyk sy mark wat moontlik ingaan? Wat is die risiko's rondom so iets om 'n nuwe produk te gaan as daar baie van 'n nuwe produk in 'n mark kom en hy druk dalk die prys af. So dis net tipe goedjies wat boere na moet kyk. As jy nou môre kan begin net boer met wat jy nou gesien en gehoor het en in ag neem wat jy dink gaan gebeur die volgende jaar, wat sê jy gedoen het? Ek sal heel eers gaan kyk wat is my plaas se kapasiteit, grond en my natuurlike hulpbron. En dan gaan kyk, het ek water, het ek grond, hoe lyk my grond? So ek sal vir die seisoen wat ek met die El Niño risiko vir my voorlê, met die geopolitiese risiko met hoër insetkostes, sal ek teruggaan en gaan kyk hoe lyk my natuurlike hulpbron en ek sal dit beter beplan en ek sal dit seker maak ek by die beste waarde daaruit. En so dis 'n baie oop antwoord eintlik, maar ek dink nie daar is een antwoord vir daai tipe vraag nie. Veral kom ons sê vat 'n mielie byvoorbeeld hierdie jaar. Ek dink marginale gronde gaan dalk uit produksie uit dalk beweeg met hoër insetkostes. So gaan kyk jou grond wat beter opbrengste kan lewer, waar jou winsgewendheid kan nie verseker nie, maar bepaal en dan om seker te maak jy kan langer termyn op hierdie grond wees, want boerdery is nie 'n 1 jaar praktyk, dit is 'n langer termyn investering en ons moet seker maak jy bly volgende jaar en vir volgende generasies ook op die plaas. Ek dink dis wat julle so belangrik maak, 'n boer nie naïef wees, jy kan in 'n geografiese area vas wees met wat jy het net jou stuk grond, jy kan nog steeds uitstekend boer met iets, maar as daar nie 'n mark vir dit is nie of die markpryse is nie goed genoeg nie, dan gaan jy dit dag nie seer kry. Ja, verseker, en ek hou nogal van die benadering van om by die eindverbruiker te begin, om te gaan kyk, wat soek jy eindverbruiker? Of is dit jy nou 'n sekere kultivar met plant of 'n sekere kwaliteit? En kwaliteit het altyd premie daar buite. Om te sê as ek 'n kwaliteit
bees of kwaliteit appel of 'n kwaliteit aardappel daar in die mark gaan As jy sit. sê dan kry ek ook daarmee werk. Presies. Maar as jy daai produk in die mark gaan sit en jy maak seker jy verstaan die seisonaliteit van daai produk, dan kan jy terug gaan werk om te sê, okay, hier's my insetkoste struktuur en dan kan jy na alternatiewe begin kyk in daai konsep. Maar op die einde moet jy daai produk verkoop. Yep. Aan 'n verbruiker en dis waar die tekkie die teer tref. Ja, maar weer eens onthou, boere is ek sê altyd hy's 'n besigheidsman want hy moet mense bestuur en ekonomie en politiek en sy produkte gewas in miljoen goed, maar hy kan onmoontlik nie toegang hê tot al die data en dit is net te oorweldigend. Dis waar julle eintlik, julle het kontakte, julle het julle voelers oral in. Dis wat julle dan so waardevol maak want julle het al hierdie netwerke en julle verwerk en interpreteer aan die data vir hulle. Yes, en ek dink dis wat ek probeer eintlik doen om te gaan sê en jy sal self weet die hoeveelheid inligting wat 'n mens op 'n daaglikse basis kry. So ek probeer die inligting vat, verwerk en dan in insig probeer omsit. Laat 'n mens vir die boere 'n menslike antwoord, verbruikbare antwoord kan gee van al hierdie aspekte. Okay, moenie nou na hierdie goed kyk nie. Hierdie is nou die goed wat die mark gaan dryf en dit hang af of dit nou weer of dit reën of nie, maar kyk net na hierdie goed en dis nou waarop jy jou besluitneming nou kan neem. Oor 6 maande kan dit dalk anders lyk, maar ons gee weekliks natuurlik vir die ouens nuwe inligting om seker te maak die besluitneming kan verbeter op die plase. Ja, jy skiep eintlik orde uitgeraas, maar dit is baie keer die gevaar. Jy leen jou ore uit vir verkeerde iemand of jy het net een bron van inligting wat dit uit perspektief uitquoteer of jy het nie die hele prentjie, dan kan jy miskien 'n verkeerde besluit neem. Ja, en ek dink van my kant af, ek fokus nogal om dit onafhanklik te probeer doen. Ek wil nie, iemand moenie vir my sê, ek moet nou daai tipe inligting of as die prys afgaan, dan wil ek sê ek voel die prys gaan af. Ek wil eerlik wees en landbou is so emosionele, persoonlike industrie. Mense wil mekaar in die oë kan kyk. Hulle wil daai tipe verhouding mekaar kan bou. So verhoudings in landbou is so belangrik en dis die benadering wat ek dan volg om te sê gee daai eerlike opregte antwoord en al gaan hy op of af, al is nie goeie nuus nie. Janine, dankie. Ons het nou lekker gesels, maar ook vir die nisboere en mense wat hierdie program kyk, het jy spesifieke raad daar vir voorstel? Nee, ek dink mense moet probeer beheer wat jy kan beheer. Mens is onmoontlik om natuurlik alles te gaan beheer. Maar gaan kyk na jou natuurlike hulpbron, gaan kyk na jou verhoudings in landbou en ek dink veral vir 'n klein nisboer, verhoudings in landbou is vir my ongelooflik belangrik. Vorentoe net verkoper maar jou insetverskaffers ook. En ek dink op die einde mens moet dit geniet, nê? Dit is as jy 'n passie het vir dit. En ek het regtig 'n passie vir data, vir inligting om hierdie goed te doen. En as jy 'n passie het vir iets, dan gaan jy sukses daarvan maak. Dis waar. Ja. Dis dan nie verskriklik dankie dat jy ons kom inloer het ver gery het en dankie weer eens vir wat julle doen vir ons land. Julle data is vir so belangrik. Baie dankie Corné. Baie dankie dat jy almal saam gekyk het. Groetnis tot volgende week. Totsiens en onthou om ons land se nisboere te ondersteun. Sal jy boer? Volgende week in Nisboere. Antoinette Pinaar deel meer oor koorshout. Ons kuier by Elandskloof, een van Suid-Afrika se oudste forelplase, en ontdek nog nisboerplase en die stories agter hulle. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.